Goeienaand broers en susters. Enkele afkondigings net van die kerkraad se kant af. Ons hou graag die volgende lidmate ter approbasie voor as diakens. Vir Johan Beumer en ook vir Johan Venter en Jocelyn Venter. En dan is daar ook die gevra om net weer af te kondig as daar nog enige skrywes is of besware is wat u wil indien by die kerkraad, dat u asseblief sal kyk in die boodskapper. Ek kon nie die bladsy kry vinnig waar dit is nie. Maar Jan Venter se kontakbesonderhede is daar binne, dat u net vir hom ook 'n skrywe rig, dit sal dan deur die kommissie hanteer word en by die kerkraad ook hanteer word. Ons begin ons erediens vanaand met die woorde van Psalm 92 en hoor hoe wonderlik is hierdie woord om eintlik die ritme wat die Here vir ons aanbidding gee. Dit is goed om die Here te loof, om u naam te besing Allerhoogste, om elke môre van u liefde te getuig en elke aand van u trou. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en sing ons saam Skrifbreiding 12:4, die wonderlike uitroep tot die Here. Troos tog Here in lewe en in dood. En hierdie baie mooi besef wat ook sal aansluit by die prediking, want uit myself kom ek nie uit die nood. U het my siel en my liggaam losgekoop. En daarna bid ons saam. Ons Vader in die hemel, dis aan U wat alle lof toekom, dis aan U wat ons hierdie lofsange sing, en is vir U wat ons lewe. Want ons besef hierdie wonderlike woorde, sing ons uit die geloof wat U in ons werk. Hierdie bede dat U ons sal troos, ons besef, dat onsself kan ons onsself nie verlos nie, dat ons net geneig is tot kwaad, van nature geneig is om U te haat en ons naaste te haat. Maar hierdie wonderlike getuienis, hierdie sekerheid, dat ons Here Jesus nie net vir ander gesterf het nie, maar dat hy ook vir my gesterf het. Dat elke een hierdie belydenis kan maak en sê, maar die Here het my verlos met liggaam en siel van 'n doodsbestaan, van die dood, van wegwees van U af. En jy is daar en is groot genade vir ons. Daaruit wil ons elke dag leef. Dit wil ons elke môre oordink, die liefde wat U vir ons gee.
Dit wil ons ook elke aand oor getuig, oor u trou in ons lewe. Dat u absoluut betroubaar is, dat daar standvastigheid is, en dat uit daai standvastigheid ook ons sekerheid het, dat niks, maar niks in die skepping ons van u liefde kan skei nie. Wat 'n wonderlike troos is dit nie, wat 'n wonderlike wete, dat u ons vashou, te midde van alles, so daaruit kan rustigheid hê, en met rustigheid kan lewe ook. Mag dit wys in ons lewe, in besonder waar ons in 'n wêreld leef, en tye leef, waar daar baie onstabiliteit is, baie haat, baie verwarring, maar dit gelei deur die Gees en die Woord, ons in daardie standvastigheid elke dag, ons geloof mag uitleef. Nie vir onsself nie, maar alleenlik tot die eer van die naam. Ons dank Here vir die Woord. Dit bly vir ons kosbaar om die Woord te hoor, dat die Gees vandag nog met ons praat. En ons dank U dat ons hierdie woorde kan hoor wat U aan die kruis gespreek het. En mag ons soveel meer van U liefde daarin raak sien. Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan saam luister na die woord van die Here uit Lukas 23, daarvan saam vanaf vers 36 tot met vers 43, en direk daarna sing ons eers Skrifbreiding 5:1, die tweede vers. Lukas 23 vanaf vers 36. Ook die soldate het vorentoe gekom en hom bespot. Hulle het hom suurwyn aangebied en gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. Daar was ook 'n opskrif bokant hom, dit is die koning van die Jode. Een van die misdadigers wat daar gehang het hom gelaster deur te sê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Geliefde broers en susters, hoe wonderlik is dit nie om die woorde, die direkte woorde van ons Here Jesus Christus te kan hoor nie. Om te weet dat ons die dialoog hoor wat die Here met iemand anders gepraat het. Maar wat 'n tragiese toneel is dit nie om hierdie woorde in te spreek nie. Ons is besig hier met die 7 kruiswoorde wat die Here in die gespreek het daar waar aan die kruis gehang het. En dis nie net woorde wat in die normale gang van die lewe, in die verbygaan, gou met iemand in die gange gepraat is nie. Dis woorde wat gepraat word terwyl daar aan 'n paal gehang word. Terwyl spykers
deur voete en hande geslaan is. 'n Doringkroon wat kopvel stukkend geskeur het en bloed wat van 'n gesig afloop. Is 'n toneel van verlorenheid en gruisaamheid. 'n Toneel van ekstreme pyn en lyding. Golgotha. 3 mans wat hang aan 'n paal, hulle bevind hulle self daar, 2 rowers uit hulle eie toedoen, en Jesus wat uit gehoorsaamheid aan sy Vader, dit kies om daar te hang. 2 van die mans misdadigers, mense wie se lewe gekenmerk is aan hulle sonde. En die derde ene, Jesus, wat in die plek van Barabbas gekies is om te sterf. Wat self gekies het ook om sy lewe neer te lê. En daar vind hierdie dialoog plaas tussen hierdie 3 mans. Woorde wat deur Jesus gespreek word, waar hy naak voor mense haal en gespot word en skande is voor mense. Waar hy hang as iemand wat as gevolg van sy volkome regverdige lewe nooit die dood moes belewe het nie. Maar het belewe hoe die dood en God se oordeel daarmee saam oor sy lewe kom. En hulle hang daar aan die kruis met liggame wat nie die hoeveelheid pyn en gebrek aan asem en bloedverlies kan hanteer nie. Tot hulle sterf. En dink jouself in, broers en susters, die kere wat jy in ekstreme pyn is en iemand met jou 'n paar woorde wil spreek. Watter moeite, watter ekstreme moeite is nie van jou kant af om deur hierdie pyn te fokus op wat hulle sê en hulle te antwoord in waarmee hulle met jou praat nie. Mans wat daar hang en snak na hulle asem, woorde wat met hulle laaste kragte uitforceer moet word. Om dit teenoor mekaar aan die kruis te spreek. Maar ook sodat dit opgeteken word, sodat die kerk deur al die eeue hierdie woorde van die Here kan hoor. En vanoggend ons die wonderlike woorde van vergifnis gehoor, die bede van die gruwel van die mensdom, wat die Seun van God, die Seun van die mens aan die kruis vasslaan. Wat die Seun van God gekruisig het. Maar die vertelling gaan aan, deur te vertel deur Lukas in hierdie spesifieke geval, waar daar die sonde van 'n individu vergewe is. Wat te midde van al hierdie chaos, te midde van hierdie ondraaglike pyn en hierdie lyding wat hulle beleef, in hierdie laaste doodsnikke, in hierdie Godverlatenheid, kom daar verlossing. Die gebeure wat rondom die kruis plaasvind, word ons baie duidelik beskryf. Ons het gehoor dat die volk en die raadslede die Here uitgelag het, spot en gesê het, ander het gered, laat homself red. En ook die soldate wat vorentoe gekom het en hom gespot het. Ons sien is hierdie wat vertel word oor hoe die mense wat daar is die Here sien, oor hoe die soldate hom sien, oor hulle het vorentoe gekom en hom gespot. Daar word is hierdie beweging van ons aangedui van mense wat eintlik al agter besig was met hulle eie ding, maar spesiaal na vore gekom het, net om die spot te dryf met die Here waar hy hang. Hulle erken hom nie waarlik as 'n koning nie, hulle spot hom as 'n koning. Hulle dink in 'n groot mate aards oor hom, dat hy, net soos Herodes wat koning van die Jode is, as hy maak hy of hy koning van die Jode is, en daarom as dit die geval is dat jy 'n koning is, red jouself. 'n Koning het onderdane. 'n Koning het 'n weermag. 'n Weermag sal kom aanval en hulle koning kom beskerm en kom red. Dis hoe weermagte werk. Dis hoe koninkryke werk met konings wat regeer. Jy spot hom en sê, maar waar is jou koninkryk? Waar is jou mense? Daar's niemand wat jou volg nie. Jy hang alleen daar en jy sê jy is die koning van die Jode. Kom spesiaal na vore om hom te sê. Sê eintlik geen bevel dat jou mense jou kom bevry, of watter koning sal net so hang en deur sy onderdane verlaat word. En jy is daarom sy die klag ook bo sy kop aangebring, Jesus koning van die Jode. En wat baie mooi staan in die evangelie van Johannes, is dat hierdie aangebring is in 3 tale. Dit is aangebring in Grieks en Hebreëus en Latyn. Met ander woorde, die spot is nie net van die groep soldate wat daar was nie, maar dis aangebring dat alle mense wat in die wêreld geleef het destyds,
dit sal kan lees en kan verstaan, en daarmee saam die spot kan dryf. Dis nie eens 'n bevestiging van wie hy werklik is nie, maar 'n spot, dat almal, of jy nou Grieks magtig is, Latyn, of Aramees magtig is, of Hebreëus magtig is, so jy kan verstaan wat daar staan, en saam met die spot dryf, met die Here wat daar hang. En ons hoor dat die spot wat die mense dryf, nie net van onderaf kom, die mense wat opkyk na die kruis nie. Maar dat die lastering ook kom vanaf die kruis self. Een van die misdadigers wat daar hang, gebruik juist hierdie laaste asem, hierdie doodsnikke van homself, om vir Jesus te laster. En nou is dit baie merkwaardig om te sien hoe hy vir Jesus laster. Ons het 'n idee van lastering, ons dink, as ek laster, is ek besig om die Here se naam uitelik te gebruik. Met ander woorde, ons verwag dat dit sal verhels dat hy die Here in sekere mate moet verkleineer. Maar Lukas sê nie net hom gelaster het nie, maar hy beskryf aan ons presies wat daardie lastering behels. Sy lastering kom deur die bevraagtekening of hy werklik waar die Christus is. Met ander woorde, net soos die res van die mense bevraagteken en ontken dat hy Jesus die Christus is, en die woordjie Christus beteken die gesalfde van God, dat hy erken word as God se gesalfde wat gekom het vir spesifieke roeping. En hy sê vir hom, maar as jy die gesalfde is van God, red jouself en red ons ook. Sal dus net glo dat hy is wie hy sê hy is, as hy dit werklik waar doen. As hy ongehoorsaam is aan die wil van sy Vader, om hierdie ding te doen wat hy vra. Met ander woorde, die lastering gaan, dat hy moet teen die wil van sy Vader ingaan. Dat hy nie nou moet ly, moet sterf, en die ewige lewe vir baie mense moet verwerf nie. Maar dit gaan vir die rower ook oor die selfsugtige lewe van die hier en die nou. Dat hierdie misdadiger soek die beste lewe nou. En hierdie is lastering, want dit gaan teen die wil van God in. Dis nie die wil van sy Vader nie, en hierdie misdadiger pleit daarvoor en sê, red ons, kom af van die kruis af. Gaan teen die wil van God in en doen dit. Maar ons hoor dan hierdie wonderlike draaipunt in hierdie gebeure. En die woordjie maar. Hier is nie net 'n draaipunt om 'n rigting teen die woorde van die eerste misdadiger se woorde aan te dui nie. Maar eintlik in die hele beweging van die verhaal aan die kruis, as mens alles daarin gedagte hou, mens van die begin af hoor mense dat die Joodse leiers bring vir Jesus na Pilatus toe met valse aanklagte. En Pilatus verklaar hom onskuldig. En hulle dring sterker aan op die beskuldiges en Jesus word bespot deur die Herodes en sy soldate. Die skare eis dat Barabbas vrygelaat word. En hulle skree aanhoudend dat Jesus gekruisig moet word. Totdat Pilatus toegee en hom uitlewer. Tydens die kruisiging word Jesus verneder, die soldate verloor sy klere, die raadslede bespot hom, die soldate bespot hom, hulle daag hom om homself te red, hulle spot hom met die opskrif daarbo, en selfs die ander misdadiger spot ook teen hom. Maar hierin hoor ons iets wat teen die grein van die hele verhaal ingaan. Dat die hele verhaal in 'n sekere rigting beweeg het, maar ons hoor hier van 'n persoon met ware bekering. En nou is die vraag vir my en vir jou, as ons die ander misdadiger was wat daar gehang het, sou jy die ander misdadiger aangespreek het, wat vir Jesus sê, red jouself en ons ook? As jy daardie woorde gehoor het van die misdadiger aan die ander kant sê vir die Here, red jouself en red ons ook. Wat se gedagtes sou by jou opkom? Wat sou die eerste dink as jy daar hang? Jy sal dink dit is 'n fantastiese idee. Dis 'n wonderlike idee. Miskien is dit die laaste strooi halm om vas te hou, waar hierdie man dalk 'n punt beet, dalk moet die Here sy manskappe roep, dalk moet hy ons nou red om van die kruis af te kom, dat ons nou kan lewe. Dalk moet hy hom aanmoedig en sê, fantastiese idee, luister vir hom, doen dit, red jouself en red ons ook. Is dalk net daai laaste strooi halm om hom vas te klou. En laat hierdie Jesus ons van hierdie kruisdood red.
Maar hierdie misdadiger antwoord die eerste misdadiger met die vreemdste woorde. En hy doen dit in die eerste instelling as 'n verdediging van Jesus. En hy vra nou vir die ander misdadiger, maar is jy nie bang vir God nie? Hierdie woorde openbaar eintlik wat in diepste in hierdie misdadiger se hart aan die gang is. Dat hy self is aangegryp deur 'n geweldige diep vrees vir die regverdige oordeel van God. Hy het hierdie geweldige vrees vir die Here. Hy het 'n baie duidelike sonde besef dat hy 'n sondaar is wat daar aan die kruis hang. Hy erken dat ons verdien hierdie straf vir alles wat ons gedoen het. Hy erken al die misdade, maar hy erken meer as dit. Want hy sien nou op 'n manier wat hy nog nooit van tevore gesien het nie. Hy sien al sy dade in sy lewe, nie net die misdade nie, alles wat so skille van sy oë afgaan, dat hy sien wat sy lewe is een getuienis van sonde. En die Heilige Gees kom en ontbloot sy hele lewe. Oortuig hom nie net van die misdade wat hy teen die mensdom, teen die samelewing gedoen het nie, maar van sy sonde voor God. Ons hoor baie mooi in Johannes 16 dat die Here sê dat die Heilige Gees sal die wêreld oortuig van sonde. So hierdie misdadiger in die kruis kom dus juist tot hierdie besef, want die Heilige Gees is kragtig besig om in sy hart te werk. Hy begin sien dat hierdie oordeel wat hy ontvang, hierdie straf aan die kruis is 'n regverdige straf. Want sy sonde word vir hom werklik sondig. Hy besef wie in die teenwoordigheid van die Here is. Hy besef hierdie geweldige vrees wat hy vir God moet hê, want hy is 'n sondaar. Wanneer die Gees ons oortuig van ons sonde, dan besef ons dat my eie regverdigheid, my eie geregtigheid voor God is niks werd nie. Daar is regtig niks wat ek kan bring, waarop ek kan staat maak en voor die Here kan bring en sê, Here, hier is dit. Hier is my regverdigheid wat ek verdien het voor U nie. Mens besef as die Heilige Gees in jou werk dat selfs daar die beste dade wat voor die Here bring, selfs dit wat ek gedink het ek op kan steun vir myself, is absoluut niks werd nie. Mens besef dat jy 'n sondaar voor God is, wat sy oordeel verdien, en dat alle selfregverdiging wegval. In die vrees van God erken jy uiteindelik, ek is 'n sondaar, my hele lewe is vol sonde. So hierdie doodstraf wat hulle ontvang, is regverdig, in die sin dat dit 'n straf vir hulle dade is. Maar tog lê daar soveel meer hierin opgesluit, in die lig van die vrees van God, begin hy verstaan, dat omdat hulle sonde gedoen het, verdien hulle die dood. In ander woorde, hierdie doodstraf is omdat hulle rowers was, of misdadigers was, en soveel te meer, die dood verdien hulle, want hulle is sondaars. Dis 'n regverdige straf op die sonde. Is die dood. En hy hang regverdig daar, as iemand wat niks het om te bring nie. Wat besef, wat sy lewe oplewer, is niks werd nie. Hy besef hierdie oordeel wat God oor hulle bring, hierdie dood wat die Here vir hulle bring, is 'n regverdige straf. Maar hoe wonderlik is dit wat gebeur daarna? Want hy sien nie net sy eie sonde nie. Maar die Heilige Gees bring nie net by hom 'n sonde besef nie, maar dit bring by hom 'n besef van wie Jesus Christus is. Dit bring hom 'n besef, maar ek kan nie op myself se reken nie. Ek moet wegdraai van myself af. Ek moet draai na Jesus toe. En nou begin hierdie rower vir Jesus ook anders sien. Nie net meer as 'n medemisdadiger wat gespot moet word nie, nie net as bloot as nog 'n mens nie. Maar hy sê vir die ander misdadiger, hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hoor baie mooi wat sê, hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Hy sien hierdie verskil in die geregtigheid raak. Dit is regverdig dat hy en hierdie ander man nie hang, dit is regverdig dat hulle doodgemaak word, hulle is sondaars. Maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. In ander woorde, hy is onskuldig. In ander woorde, hy het geen sonde in hom nie, hy verdien nie om doodgemaak te word nie. By hulle is alles verkeerd, by Christus is alles reg. Hy sien iets van hierdie volmaakte geregtigheid in Christus. In hierdie oomblik
sien hy baie meer as wat die disippels altyd op Here gesien het. En tog voel hy het geen reg om na Jesus toe te draai nie. En tog doen hy dit. Hy weet hy het verlossing nodig. Hy weet daar's nêrens anders nie, en die Gees werk met hom om te sien by Jesus en in sy droefheid nader hy tot Jesus. En hy sê vir hom, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Broers en susters, dink vir 'n oomblik na oor wat die rower hiermee erken. Hy erken in die eerste plek dat Jesus is die ware en enigste koning. Hy is 'n koning met 'n koninkryk. So reeds in die Ou Testament word geleer dat God alleen is die ware koning. Die Psalms verkondig dat die aarde en alles daarop behoort aan die Here. Dat hy oor alle nasies regeer. Die profete het beloof dat daar 'n gesalfde koning sal kom in die nageslag van Dawid wat vir ewig sal regeer as koning. Psalm 110 beskryf hierdie troonbestuiging van die Messias wat deur God verhoog word. En die regterhand regeer totdat al die vyande onderwerp is. 'n Koningskap wat vas en ewig is. En nou in die evangelies word dit duidelik dat die koninkryk deur Jesus Christus self kom. Hy verkondig dat die koninkryk van God naby gekom het en wanneer hy Jerusalem binne gaan, word hy as die beloofde koning verwelkom. Hierdie rower erken dis nie net Jesus se regverdigheid nie, dat hy volmaak regverdig is nie. Hy erken hom ook as die ware koning, die ewige koning. En dis die kontras, die heerlike kontras wat Lukas hier vir ons beskryf tussen die res van die skare en die mense daar, die ander misdadigers en hierdie misdadiger aan die kruis. Almal spot hom as 'n aardse koning, koning van die Jode. En hierdie misdadiger sien hom as die ewige koning. En hierdie woorde kom ook uit 'n besef vir daardie vrees vir God. Hoe kan hy die regverdige oordeel van God vryspring? Hy weet dit kom, hy het hierdie besef dat hy sondaar, hy besef hy gaan geoordeel word deur God. En hy weet daar's net een manier. En dit is Jesus. Is jy nie bang vir God nie? Want hy het 'n absolute werklike besef van sy sonde en wie hy voor die Here is. En daarom pleit hy by God. Hy pleit by die koning van alle konings. Daar's nie 'n ander plek nie. Hy erken hom as God, nader tot God en hy is tot julle nader. En sy pleit is, dink aan my. En hierdie is nie net 'n gryp na strooi halms nie. Hierdie woorde wat hy so spreek is nie net terloops en dalk is dit die laaste poging om iets reg te kry of raak te tas so 'n blinde hoender wat 'n korreltjie raak pik nie. Want hierdie pleit, hierdie uitroep wat hy uitroep, lê vierkantig op presies wat in die Ou Testament gebeur het deur die heiliges in die Ou Testament. Ons hoor in die Ou Testament baie mooi oor hoe God se volk in nood tot hom uitroep. Hy dink aan hulle en hy red hulle. Ons hoor baie mooi hoe die volk gekla het in Egipte en die Here hulle klagtes gehoor het en het aan hulle gedink en hy het hulle gered. Ons dink ook baie mooi aan ander gelowiges. Ons dink aan Jona wat aan die Here gedink het of vir die Here gebid het en die Here aan Jona gedink, aan Hanna, aan die psalmdigters. En hy bring verlossing. Daarom sy woorde, Here, dink aan my. Dink aan my. As daar 'n geleentheid is, Here, dink tog aan my en red my as dit U wil is. Dat die Here moet hoor en die Here moet onthou en die Here moet red. Hy herken hom dus as die Here. Nadat die Here nie eers gereageer het op die spotter se stem nie. Nadat hierdie man vir Jesus insink het onder die gewig van die kruis.
Nadat hy gesien hoe die man aan 'n kruis vasgeslaan word met spykers. En hoe hy sy waardigheid vir mense weggeneem is deur kaal voor hulle te hang. Dis voor enige bonatuurlike gebeure van die duisternis of die voorhangsel wat geskeur het of die aardbewing. Hy sien in hom net die lyding van 'n mens. Hy sien en erken soveel meer deur die geloof. Die goddelikheid van Jesus. Sy koninklikheid. Wat die disippels nog nie gesien het nie. Nie nog 'n aardse koninkryk nie, maar die werklike koning. En daarom besef hierdie misdadiger dat alles sal goed wees as Jesus net aan hom dink. Om net onthou. En daarom bid hy hierdie kort en baie eenvoudige gebed, Here, onthou my. Nie 'n lang gebed met baie woorde, heel moontlik omdat hulle aan die kruis hang en dit swaar en seer is. Maar in dit sê hy alles wat gesê moet word. In dit is hierdie besef van redding wat nodig is en 'n saak van groot dringendheid. In hierdie een sin beantwoord Jesus elke deel van die rower se gebed. Die misdadiger bid, Here, dink aan my, onthou my. En die Here sê vir hom, waarlik, sekerlik, 'n vaste goddelike versekering. Dis nie 'n hoop of 'n moontlikheid nie, maar 'n onveranderlike belofte van die Here. Die woord is letterlik, hy sê vir hom, amen, ek sê vir jou. En hoe merkwaardig is dit nie, as ons as gelowiges tot die Here bid, dan eindig ons gebede met die woordjie amen, om te sê, maar is waar en seker, die Here hoor ons gebede. En dis wat die Here hier vir hom sê, amen, ek verseker jou gebed word gehoor. Hierdie onveranderlike belofte dat ek hoor jou. Hoor jou gebed, en ek sal dit sekerlik beantwoord. Dat hierdie belofte staan onwrikbaar vas, want dit kom uit God se mond. En hy vra, Here, onthou my. En die Here antwoord, jy sal. Nie net ander mense nie. Die verlossing is nie net algemeen of vaag nie, maar dit word direk aan hom beloof. Hy vra, Here, onthou my, maar die Here beloof soveel meer. Hy sê, ek sal. Jy sal saam met my wees. Dat die grootste gawe wat 'n mens kan wil hê, is om by Jesus te wees. Daar's niks beter nie. En die Here sê dit vir hom, jy sal by my wees. Daar die intieme gemeenskap met Christus self. Hierdie man bid, wanneer u in die koninkryk kom. En hierdie misdadiger dink dalk in die toekoms, in die toekomstige koninkryk. Maar die Here antwoord, vandag. Jy sal vandag saam met my wees. Dat hierdie seën van verlossing begin nie eers een dag nie. Dit begin in daardie dag onmiddellik. Dat die ewige lewe begin nie eers een dag as ons sterf nie. Die ewige lewe begin as die Heilige Gees ons laat weer gebore word. En hy vra om in die koninkryk onthou te word. En die Here antwoord met iets baie meer ryk as dit. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En nou weet ons, die Ou Testament verwys baie mooi na die paradys, later in Genesis 13 vers 10, as die tuin van die Here is die paradys. Ons weet die tuin van Eden was dit 'n plek vol bome gewees, waar God in volle gemeenskap met Adam en Eva geleef het. In die Nuwe Testament word die woord al hoe meer gebruik vir die eindbestemming van regverdiges. Paulus in 2 Korintiërs, hy ken 'n man wat weggeruk is na die derde hemel, na die paradys toe. Aan die ander woorde, daar die plek van volle gemeenskap met die Here, nie 'n koninkryk, waar jy moet dink aan 'n koninkryk waar daar koning is met onderdane wat net in 'n koninkryk, wat net in 'n sekere verhouding met 'n ver afverhouding met die koning nie. Maar 'n paradys waar daar absolute intieme gemeenskap met God beleef word. Dat hierdie misdadiger sal hierdie verlossing ervaar. Hy sal
op daardie dag bewustelik saam met Jesus in die paradys wees. En hoe kosbaar is dit nie? Dat terwyl die Here hierdie woorde spreek, is hy besig om presies te verdien dit wat hy sê vir die man. Dat met sy lyding en met sy bloed is hy besig om vir hierdie man se sondes te betaal. Gebeur dit aan daardie kruis waar die twee hang, dat hy sy sonde op hom neem en daarvoor betaal. En dat hy verdien wat hy regverdig is, dat hierdie man het niks verkeerd gedoen nie, is hy besig om op daardie sondaar neer te sit. En so sterf hy vir hom. Hy betaal vir hom met sy lyding en met sy bloed. Hy neem al daai skande op homself, hy sterf daarvoor. En daarom kan hy met sekerheid sê, jy sal saam met my wees. En hy doen dit daar vir hom. Dat in die Here se sterwensuur is dit juist hy gekom het om te doen, hy het gekom om te red. Hy het gekom om deur sy dood, deur sy sterfte te verlos. En sien hoe die Here dit daar doen. Dat almal wat die Vader hom gegee het om te verlos, sal gebeur. En hierdie belofte wat hy gemaak het, word verseël met sy eie bloed. Die eerste misdadiger het gespot. Hy het gesê, red jouself en red ons ook. En nou is die ironie daarin dat die Here besig was om dit te doen. Nie almal nie, nie die eerste misdadiger nie, die tweede misdadiger. Dat hy red nie net vir hierdie tydelike lewe nie. Ons hoop is nie net vir hierdie lewe nie, ons hoop dat ons die mees bejammerenswaardigste van alle mense. Maar hy red hierdie man en die uitverkorenes van God vir die ewige lewe. Hierdie misdadiger het gevra, onthou my wanneer u in die koninkryk kom. Maar deur die geloof het hy reeds in die koninkryk ingegaan. Hy is weergebore, hy is regverdig gemaak. Hy het sy heiligmaking ook beleef en ook op daai selfde dag nog sy heerlikmaking. Wat hy ten volle beleef het, alles in daardie kort tydjie. Hierdie belofte en die werk van die Here oortref alles wat hierdie misdadiger nog ooit kon dink of bid. En broers en susters, dis die groot genade van die evangelie. Daar is nie te laat nie. As 'n mens in jou lewe is en jy word oorweldig met hierdie sondebesef wat jy het. As 'n mens nog nooit bekeer het nie, as jy nog nooit na die Here toe gedraai het nie, dan werk die Gees in jou om juist dit te doen. As jy hier so sit vanaand en nog nooit bekeer het nie, hierdie diep skuldgevoel beleef oor die sonde in jou lewe, die groot vrees vir wie God is en sy heiligheid, dan kom die oproep om te bekeer. Draai na God en hy sal tot julle nader. Roep uit, Here, onthou my. En die skrif sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Nie is daarom nie uitstel nie. En ook aan ons wat al 'n langer tyd saam die Here wandel, hoor ons ook die wonderlike belofte van die Here in Openbaring, as hy in die gemeente skryf, sê wat elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. Broers en susters, hoe wonderlik is hierdie gedeelte nie? Dat ons die absolute sekerheid het, dat God ons gebede verhoor, om Christus ontwil. Die absolute sekerheid het, dat Christus vir ons sondes gesterf het. Dat hy gekom het om mense te verlos van die dood. En dat in ons ellende kan ons en moet ons bid. En die Here verhoor ons gebede. In ons heel diepste ellende troos die Here ons met hierdie woorde. Dat in sy sterwensuur het hy aan sondaars gedink. Geweet, hy sterf vir mense wat diep ellendig is.
Dat hy verlos ons van die dood. Hy sterf in die kruis, daar in die kruis, en hy laat ons daardie gesprek in die kruis hoor, sodat ons kan weet wat sy verlossingswerk behels. Dat ons wat hy verlos het, ook saam met hom in die paradys sal wees, op grond van sy werk alleen. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons word met absolute diep ontzag gevul as ons oordink hoe geweldig die verlossingswerk van u Seun is. Dat hy die menslike natuur aangeneem het, dat hy homself verneder het tot in die kruis, en dat hy werklik waar God verlate aan die kruis gehang het. En ons dank Here vir hierdie dialoog, ons dank U vir die gesprekke aan die kruis wat ons kan hoor vandag nog. Vir die geweldige troos wat U in ons lewe gee. Dat U gekom het om vir sondaars te sterf. En daarom bid ons ook dat ons deurlopend hierdie sonde besef in ons lewe sal hê, besef dat ons nie uit onsself uit kan verlos nie. En altyd ons na Jesus sal draai. Altyd met die wete, die sekerheid, dat hy ons verlosser is, dat daar niemand anders is nie. En dat deur sy werk alleen, ons in die intieme gemeenskap met U kan leef. Mag ons deurlopend daardeur getroos word, en so getroos lewe ook, vir die eer van U naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons sing dit ten slotte saam, Skrifbybel 18:6, dis die woorde oor die nuwe Jerusalem, waar ons ook saam met die Here sal wees, ons sing daarvan saam vers 1, 3, 4 en 5. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly by elkeen van u. Amen.